Hallo en welkom by nog 'n episode van Jou Memoirs. Ek is Anay Pretorius en ons gesels met Juliana Koetser. Sy het 3 boeke geskryf. 2 is memoirs, Bloedvreemd en die kind se naam is Anneke. Soms leef 'n mens se hele lewe sonder om dit ooit werklik neer te skryf. Stories bly vasgevang in geheue, in stiltes. En dit wat ons kies om te onthou en dit wat ons probeer vergeet. Maar wat gebeur wanneer ons begin skryf? Wanneer ons die moed het om woorde te gee aan dit wat ons gevorm het, die mooi, die seer, die onverstaanbare. Vandag gesels ons oor memoirs skryf. Nie net as 'n manier om te onthou nie, maar as 'n manier om te verstaan, om sin te maak, om te verwerk en dalk om iets van onsself terug te vind. Ek is in gesprek met Juliana Koetser, psigoterapeut en skrywer, oor die krag, die kompleksiteit en die eerlikheid wat dit vra om jou eie storie neer te pen. Want jou storie maak saak. Want dit is meer as net vrede maak. Wel, vrede maak is een van die. Ek moes die storie skryf want ek moes vrede maak. Maar as iets anders, dus amper, ek moes die storie skryf, want ek moes myself sien. Ek moes myself hoor. Ja, ek moes voor myself te staan. Ons is vandag hier met Juliana Koetser en baie dankie vir jou tyd, Juliana. Ek het nou met hierdie paasvakansie het ek jou boek deurgelees en dit was nogal regtig baie betekenisvol en dit is 'n baie strawwe pad wat jy geloop het en nog steeds loop en dankie vir jou tyd om met ons te gesels oor om jou memoirs te skryf, maar jy het natuurlik verder gegaan as die gewone en jy het dit gepubliseer ook, nie net hierdie boek nie, maar jy het in totaal, as ek nou reg is, 3 boeke intussen gepubliseer en soos ek met jou ander potgoeie geluister het of na jou ander onderhoude geluister het, klink dit my jy's maar altyd aan die skryf. En dan wil ek natuurlik sommer met die deur in die huis inval en vir jou vra, is dit iets wat jy nog altyd wou doen of het dit so maar gebeur? Hoe het dit gewerk? Hoe het dit begin dat jy op die ou einde daai eerste boek geskryf het? Ja, nou dankie, is my lekker om jou te gesels aan my. Ek wou altyd nog skryf. Dit was my droom, dit was, wel, ek het op skool al het ek opstel, was seker die lekkerste vir my om te doen. So, ek het baie probeerslae gehad, jy weet, en toe eendag toe sê ek my vriendin, ek moet skryf, maar ek weet regtig nie eintlik wat jy te sê, maar julle het 'n storie, kom skryf jy nie julle storie. En dis hoe ek toe nou die memoir geskryf het, of dan nou die storie oor Anneke. Ja, mense vra, het ek dit geskryf terwyl ek van terapie, of wat was my rede, ek wou eintlik maar net skryf. Die doel van hierdie potgooi-reeks is om bewustheid te skep vir die belangrikheid daarvan om jou eie storie te onthou en op te skryf vir jouself en vir jou nageslag. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books. Hierdie boeke help ouers en weermagveterane om hul stories op te skryf vir hul nageslag. Ek wil asseblief vra dat wanneer jy hierdie potgooi-reeks geniet en daarna luister, om dit ook dan te like of te volg en te deel of te share. En op daardie manier kan ons hande net sterker gemaak word aan hierdie kant. En dit is toe nou, op die ou ende is dit nou hierdie verhaal, maar ek is baie bly ek het dit geskryf. Ek is bly ek het daar begin. En hierdie proses het jy sekerlik 'n klomp dinge beleef en in die boek skryf jy ook daarvan en mens leer jouself ook beter ken natuurlik. Wat is die ding wat jy dink mense nie besef gaan met jou gebeur voordat jy jou eie memoir skryf nie? Het sy vir jouself, het sy net vir jou kind of jou nageslag of soos jy gemaak het vir publikasie? Ja, kyk, niemand besef hoe harde werk dit is nie. Dis die eerste ding. Dis letterlik sit en oorskryf en fokus en dissipline en weer skryf en uitvee en jy weet, so dit is maar die groot ding. Maar
so mense wag gewoonlik mos maar vir iets, weet een of ander muse wat hulle moet besoek en daai, ek is jammer dit werk. Jy moet maar net gaan sit in die werk. Ja. En ja, ek dink die beste raad wat iemand vir my gegee het was begin net. Jy weet, begin net. So en maak nie self waar jy begin nie, ergens op 'n stadium gaan daai ook weer verander. Jy weet, maar ja, so dit was vir my die moeilikste van skryf. En die deel wat ek nie besef het nie, is hoeveel inspanning dit regtig is. En dan die ander ding is, wat ek agtergekom het, wat dit makliker gemaak het om dit maar bietjie net verder te vat, die vraag van jou is, ek het agtergekom, jy weet, as jy eers daai dissipline aan die gang het, dan raak dit makliker en dan begin 'n mens uitsien en dan raak dit amper soos 'n obsessie. Dan kan jy nie anders nie. Jy wil net gaan skryf. Ja. Maar dit vat 'n tydjie om daarin te kom want jy moet eers daai dissipline vestig, weet. So ja, so dit was miskien vir my. Dan natuurlik die besoek van sekere oomblikke of insidente waaroor ek geskryf het, van hulle was regtig nie vir my maklik nie. Daar's byvoorbeeld 'n insident met Anneke, want die storie gaan oor Anneke wat siek geword het en toe nou streng geraak het as gevolg van die virus wat in haar brein gekom het. Daar is 'n insident waar sy die nag in 'n koma gegaan het en ek kon my nooit daaroor praat nie, nooit. Dit was net vir my te pynlik. En toe dit nou, ek het vreeslik uitgestel, maar op die ouend het ek besef, nou, hierdie is nou die dag wat ek nou daai scenario sal met skets, weet jy, daaroor skryf. En ja, so ek het letterlik my oor toe maak en terug van daar. En dit was my moeilik. So ja, so sekere baie emosionele oomblikke is moeilik om weer oor te skryf. Of weer te herleef, wat ek het soos. En daai dissipline wat jy nou van gepraat het, nou sit ek en kyk vir daai klok daar agter jou. En nou dink ek, ja, kies jy 'n tyd van die dag? Ek het al het vorige onderhoude van jou geluister waar jy sê jy wil nie in die aand skryf nie, jy skryf meer in die oggende. Maar dit is maar moeilik, veral met jy het ook nou maar 'n werk tussendeur om daai tyd te maak. Daar was seker tye wat jy nou maar in die aand noodgedwonge moes skryf, vir alles daar nou 'n swertyd naderloop. Ja, ek is ook 'n psigoterapeut, so ek werk nog, alhoewel ek nou minder werk. Weet ek sien so 2 dae 'n week sien ek kliënte of pasiënte. En dan maandag skryf ek. Maandag, my man is afgekeer, so hy stap nou, jy weet, op 'n maandag. En dan is dit my skryfdag, dan ek die hele dag myself. Maar ek skryf nie graag in die aand nie. Juis omdat ek ook, dis natuurlik 'n ander ding waarmee skryf ek hoor, so is met mense skuldgevoelens, want weet daar is tye wat jy letterlik jou toesluit en 'n sperdatum moet haal. En dan voel dit vir my, weet ek skiet nou maar die huis af. So dan as ek saans skryf, saans sit ek by my man, hy maak graag kos en stap en of by die storie, whatever ook al verstaan. Ja. Jy weet maar. Jy moet nog lewe om iets te hê om oor te skryf. Ja. En moet ek ook sê, dit verander soos wat 'n mens meer skryf. Weet my eerste boek was soos was soos al verdrindende wat moet gebeur. Ek dink omdat dit 'n ambisie is met mense met drome. Nou trek ek in my vriende, ek gaan nou hierdie jaar inhaal. My tweede manuskrip en dit is dis fiksie, is my eerste fiksie wat ek skryf. So nou as ek besef ek skryf net vir my lekker is, ek gaan definitief nie meer werk. En ek het 'n keer datum gehad vir einde Februarie en dit ek laat weet nie van die werk. So mense raak rustig, weet wat dit aanbring. So ons het in 'n gejaagdheid, jy weet nie wat moet plaas van. Ag, en dan is daar maar 'n hulpmiddel soos 'n tydlynopstelling. Is dit iets wat jy derentyd aanskaaf en as jy weer van iets onthou in jou lewe of iets gebeur vandag of in die week, dat jy dit op 'n spesifieke plek, op 'n tydlyn, op 'n dokument aandui? Hoe doen jy dit? Ja, 'n tydlyn is natuurlik belangrik, nee, want
dit sit vir jou binne as skrywer binne 'n spesifieke struktuur, maar as jy afwyk daarvan kan dit ook die leser bepaal. So dit is belangrik om dit is makliker as 'n mens nie fiksie skryf nie, want dan is die storie daar. Verstaan jy, jy het die jare en jy het die datums en alles. Jy skryf dit nog steeds neer, want dit ding moet tog kronologies loop. Maar met fiksie is dit moeiliker, jy weet, want jy moet datums skep. Ja, so jy het 'n tydlyn, 'n definitiewe tydlyn nodig, maar dit help vir my, want dit gee vir my 'n fokus vir 'n spesifieke tyd. Maar soos wat ek sê, met nie fiksie is dit 'n bietjie makliker, want dit is vir mense makliker om uit te werk, oor dit was hierdie gebeur in 97. Jy weet, wat goed wat groot is, en dat steeds in jou geheue vasgelê is. Jy het nou genoem van dinge wat vir jou baie moeilik ook is om te skryf, maar wat jy tog gesê het, okay, dit is nou die dag, dit is nou reg, ek gaan nou hierdie skryf. Wat dink jy is die nadele? Is daar nadele daaraan, enigstens, om jou memoirs te skryf? Veral as jy nou kyk na daai moeilike situasies. Ek kan nie weet of daar nadele is nie. Ek kan vir jou die voordele sê, maar die nadele ek kan nie dinge dat die enigste ding wat jy maar moet besef is, hy gaan nie noodwendig gepubliseer word nie. So as jy skryf met die doel dat dit vir die wye publiek beskikbaar gestel moet word, dan moet jy maar voor die tyd al weet. Dis baie moeilik om te publiseer. So baie mense loop die roete van hulle doen dit self, daar's ook baie nadele daaraan, jy weet dit self publiseer, daar's ook voordele aan. Elke sent van jou eie sak, maar is baie harde werk, jy weet, om dit daarby te kry. So ek kan sê daar's nadele aan die. Ek het nog die nadele self beleef nie, laat ek dit so sê. Miskien is daar vir sommige mense wat jy weet, oor 'n baie erge emosionele trauma moet skryf, en dat dit dan vir hulle te erg is, jy weet, en dat hulle in 'n depressie kan gaan daaroor, of jy weet wat ook al. So, ek gaan Bloedvreemd is geskryf, Anneke het siek geword in 1997. Bloedvreemd is eers gepubliseer in 2005. Ja. So, die voordeel daarvan is baie goed is al verwerk. Ja. Die nadeel dan seker, as 'n mens onmiddellik sou skryf, is dat jy wel hergedramatiseer. Ja. Die voordeel vir my van dat die hele tyd verloor, weet, en ek kon eers groot klomp goed in myself weerwerk en aan die kant kom. Die grootste voordeel vir my van die skryf van Bloedvreemd is die feit hoe klaar was dan. Weet dit vir my, het ek hierdie woorde gesê, ek is nie meer die storie. Ek kon afstand kry tussen my en die storie. Dit het gevoel, ek het dit uit myself uitgestap. En ek het lank geskryf om Bloedvreemd. Ja, maar dit was glad weer. Ek het dit ingestuur vir klop uitgewers. Ek het glad nie weet wat mense doen nie, en almal het dit af. En toe gaan ek gee die manuskrip vir manuskrip ontwikkelaar. En sy sê toe nee, maar ek het dit heeltemal verkeerd benader. En ek moet 'n ander inslagpunt, jy weet, en so aan. En toe besluit ek is nou klaar en ek gaan nou glad nie skryf. Toe gaan stap ek die Camino. Ek sou die Camino gaan stap het. Ek het die Spaanse Camino, ek het die Spaanse een, okay. Ja. Gaan stap ons om, en in die stap, in daai ritme, die storie begin vorm aan. En ek het hom anders begin, en ek het, so dit het soort van na my toe gekom op 'n manier. Toe ek teruggekom en ek daai storie in 3 maande geskryf. En toe ek het net geskryf. Ek het letterlik verwerk en geskryf, toe het eksamens geskryf, nagte lees. Was dit nie 'n boek gewees nie? Of nee, dit was 'n ander boek wat jy toegeskryf het, ja. Ja, dit was Bloedvreemd. En toe dit uitgegee weer daarna. Maar ja, so dit was die
grootste ding. So as enigiemand vir my sou vra, moet hulle skryf ter wille van terapie, sal ek sê dit is 'n goeie ding, jy weet, om dit te skryf. Al skryf jy dit net vir jouself, of al skryf jy dit vir Yoga, of al skryf jy dit vir jou terapeut om dit te lees, weet, of leer. En vir my was die groot voordeel, ja, dit is, dit het gevoel die stories verder van my af. En toe kry ek 'n opdrag, net voor Velde, die jaar voor Velde, om 'n opvolg te skryf oor Bloedvreemd. En toe het ek die kind se naam is Anneke geskryf. Hy is toe uitgegee in 2020 of 2021, een van daai tye, sy uitgegee. En dit was so snaaks, ek het toe nou, want wat gebeur het is baie mense op my briewe geskryf om te sê wat die boek vir hulle beteken het, en toe ook weer, hoe gaan dit met Anneke? So ek het altyd die briewe gekry, hoe gaan dit met Anneke? Toe sê die uitgever, antwoord hulle in 'n boek. En toe het ek nou die boek geskryf. Maar snel so daai boek klaar geskryf, het ek geweet, ek is klaar met die verhaal. Klaar, ek gaan nooit weer hieroor skryf. Jy het nou baie daaroor gesê. Nooit meer, is nou genoeg. Jy weet, so ek dink dis die waar. 'n Mens is dat, jy maak met hom klaar, jy maak met jou storie klaar. Ja. Ek moet sê, ek voel iets soortgelyks met my ma se storie. So dis my ma wat haar memoirs geskryf het, maar net vir my. En met haar dood, ja, ek praat so gereeld daaroor en ek skryf daaroor en ja, ek voel nogal, dit kom nou op 'n punt waar mense sê, okay, maar nou is dit my storie, nou is dit, ek voel tog nou sterk daaroor om my storie te bewaar, net vir my mense, nie vir publikasie nie. Ja, Miskien kom dit eendag, ek weet nie, maar vir nou is dit net vir my dogters en vir my nageslag. En maar ja, dit is so mooi. nogal Dit is daai. mooi dat daar 'n storie is. Weet, en dat die storie bewaar word. Dit maak nie saak, jy hoef nie baie publiek te kry nie. Want die ander ding natuurlik is, die ding wat mense moet onthou is, as jy 'n storie geskryf het, 'n manuskrip geskryf, of 'n boek geskryf het, en hy gaan uit jou huis uit, in die publiek in, hoort hy nie meer aan jou nie. Nee, Hulle maak met daai storie wat hulle wil. ja. En ek het dit gesien met Bloedvreemd. Die sentrale tema wat ek probeer uitlig het, is natuurlik die worsteling, jy weet, en die absolute verlies. Maar die eintlike ding is daar soeke na aanvaarding daarvan, weet. En mense het dit regtig opgetel. Baie het soort van die struggle en die suffering, die lyding het hulle kon hulle mee identifiseer en het hulle ook vir my geskryf, weet. So, en jy kan niks aan doen, want die boek, die leser, die storie behoort aan die leser. En hy interpreteer daarmee wat vir hom belangrik, en waardeur hy, weet, hoe hy ingestel is, sy ingestel. Maar daai twee beelde wat jy eintlik vir my nou, toe ek dit nou lees, is dit daai ook daai stil swai, daai beskermende stilte in die familie. En ek vind dit ook met wanneer jy gestremdheid in jou familie het, of ons algemene siening daarvan is, mense praat nie maklik daaroor nie. Selfs as jy by 'n kuier is en daar is 'n kindjie wat gestremd is, dan sal jy so huiwer om te vra, ekskuus, maar mag ek vra, wat is fout met jou kind, met jou dogter, met jou seun? Dis asof daar ook daai beskermende stilte amper is. En dit is vir my so mooi, die twee beelde eintlik met twee aspekte in jou lewe wat eintlik soveel seer veroorsaak het, maar wat jy eintlik so mooi uitgebring het en wat ons almal mee kan identifiseer. Ek kon nogal ook definitief met daai stil swai identifiseer. My ouers was baie beskermend met inligting deel. Ons het nooit geskinder oor iemand in ons huis nie. As jy 'n slegte storie iemand gehad het, kon jy nooit my ouers vertel nie, want hulle sal net jou dadelik afsny daaroor en sulke goed. En so toe kon ek heel baie sterk daarmee identifiseer dat mens amper voel, daar is ietsiekie nou missing, daar is ietsiekie nou wat ek nie weet nie. En baie keer is dit maar net 'n ding wat jy sê, maar dit is nommer 1 nie dis nie vir jou inligting nie, you don't need to know, daai tipe goed. En ja, so op 'n manier het ek dan seker ook jou pot misgesit, maar vir my daai twee beelde baie sterk met mekaar in mekaar ingevleg.
Ja, maar ek dink daai is so belangrik, jy weet, want ek ek het nogals terwyl ek 'n bloedtrem geskryf het, was ek by tye bang oor mense se reaksie. So en maar omdat ek sekere goed reg het gesê, jy weet, ek het byvoorbeeld een van die goed wat ek gesê het, wat ek gedink het, mense gaan my kruisig as ek het gesê, ek wil nooit 'n stremde kind gehad nie, weet. So dit klink vreeslik as mense dit sê, maar Maar wie wens dit nou? Ja. ja, en maar dit was juist die ding wat mense die meeste opmerkings oor gemaak het, en dit is die eerlikheid, en dat ek kon sê wat hulle ook voel, maar bang is om te sê. So ek dink dis deel daarvan, die wat jy sê, is dat mense is bang vir ander mense se reaksie, en dan is daar stilte, maar dan sal natuurlik in gesinne, is daar baie dikwels en ek moet dit conspiracy signs. Ja. So almal bly stil omdat hulle skaam is oor iets. Weet. So Hulle wil beskerm. Ja. Ja, so hulle skaam oor die pa wat te veel druk, of hulle skaam oor jy weet, hulle emosies oor hierdie kind, weet, of whatever it is. So hulle en dan is daar die conspiracy sign. So almal bly stil. En ek het dit mos nou aan my lyf gevoel, jy weet, oor my eie agtergrond, wat daai geheim aan 'n mens doen. So dit is nogal vir my belangrik. Maar miskien dan moet ek ook daarmee werk om die geheim oop te skryf. So baie keer, ek sal vir mense sê, iemand wat 'n storie dra, maar wat skaam is oor die storie, of bang is vir die storie. Skryf hom neer, maar moenie hom publiseer nie, verstaan? Skryf hom net neer, want op daai manier word daai skaamte ook gebreek. En wees eerlik, en moenie hom sensor nie. Jy weet, moenie sê, o, jene nee. Skryf hom neer en gee hom vir een mens om te lees. Dat jy 'n witness, 'n getuie het, jy weet, wat jou storie kan, ekskuus dat ek Engels praat, maar dat jou storie kan validate. Ja, nee, 100%. Want dit help ook al om daai geheim te breek. Daai geheim waarmee mense weet. En ja, en dan steur jy daai storie op of brand hom op. Iemand het eendag 'n uitgewer het eendag gesê, 'n man het na hom toe gekom en hom sê, I have a story in me, to sê die uitgewer vir hom, keep it there. Goed man. Nee, skryf. En ek verstaan waar dit vandaan kom, want daar's baie teleurstelling. Jy weet, daar's teleurstelling oor die kans, amper die grootste kans dat dit nie gepubliseer sal word nie. Ja. Of dat jy weet dat jy weer kritiseer onbloot word of uit die baan steur word, of dat wat ek ook verstaan. So, maar ek is 'n groot voorstander dat jy dit skryf. Maak nie saak wat jy skryf. Ek onthou die eerste artikel wat geplaas is, waar ek nou my storie vertel het, en toe ek het lees, toe stuur ek dit onmiddellik vir my pa en my skoonsis, en ek sê, o genade, het ek nou hier myself heeltemal ontbloot, en het hulle albei het gelees en gesê, nee, hulle dink nou nie regtig so nie, maar vir my was dit, nou die eerste keer wat ek nou dit so sien, en dit is nou vir soveel oë om te lees, en dit was nogal vrees aan die aand vir my, en ek weet die aand was ek by 'n funksie en Matlies Brink was daar, en ek sê te vir, ek voel op die oomblik eintlik so ontbloot, en ek voel, ek het dalk verkeerd gemaak, want dit was my woorde, ek het die artikel geskryf, en hulle het dit toe geplaas, maar haar woorde sal ek nou nogal altyd onthou, wat sy sê, maar ek self weet nie hoe om anders te lewe nie, hoe om anders te lewe dan nou as eerlik, en ja, jouself ja, dit is 'n mens maak jouself baie kwesbaar, maar daarin lê jou groei. Weet daarin lê jou ontwikkeling. Ja, so maar mens hoef jou nie kwesbaar te maak vir die hele samelewing. Weet dis natuurlik ja. Maar maak jy jouself nie kwesbaar vir jouself. Dis dit dan. Dis al klaar groei. Ja. Juliana, hoe maak jy met mense wat in jou storie voorkom, of waaroor jy skryf, wat 'n aandeel daarin het, maar wat dalk ongemaklik kan wees daarmee, vra jy hulle toestemming, verander jy hulle name, 'n pseudoniem,
Hoe hanteer jy sulke situasies? Ja, die in oorkant jou byvoorbeeld. Dis 'n boek wat gaan oor situasies wat ek in my spreekkamer mee gedeel het of hanteer het. Jy weet, soos ernstige mense wat ernstig getraumatiseer was. So die meeste van daai stories is die waarheid. Al daai mense het vir my, van daai mense het vir my gevra om hulle stories neer te skryf. So dis daarin. Ander mense het ek hulle toestemming gevra. Maar die name is allemaal verander. So as ek sou skryf oor iemand in enige boek wat nie fleksibel is, dan sal ek met daai mens eers in my geskryf. Want ek dink nog as is 'n groot stap as jy sien iemand het oor jou geskryf. Ek het byvoorbeeld is dan natuurlik nou baie oor my eie gesin in, my man en my 2 seuns en my dogter natuurlik. Hulle het geweet van ek het vir hulle gesê hulle is in die dood so baie mense het natuurlik my gevra hoe hulle dit hanteer, weet die feit dat hulle storie is. Maar dis natuurlik die ander ding om jou storie neer te skryf en dit dan vir jou kinders miskien te gee, is dat jou kinders kan sien in die huis waar hulle groot word, wat hulle gevorm het, wat hulle ouers gevorm het, wat op die ou tyd wat hulle gehad het. So daar is natuurlijk die ander waarde. Maar ja, nee, so mense as ek oor mense sou skryf, nou met fiksie is dit natuurlijk helemaal anders. Daar word oor vreemde mense geskryf. Wat doen jy met in jou skryfproses, as jy nou gevoel het iets is nou baie emosioneel? Hoe het jy dit verwerk? Het jy net eenvoudig, kan ek sê, hardkoppig aangehou skryf, daardeur geskryf? Het jy self 'n terapeut, iemand gaan sien? Hoe het jy gemaak met jou worsteling terwyl jy skryf? Ja, ek het partykeer maar gehuil, jy weet, as ek dit dan klaar geskryf, of ek lees hom weer, en dan weet jy, ek kan nie glo, ek lees en ek glad in my boeke na dit gepubliseer is, glad. Maar as ek Weet jy, sien jy daar 'n spelfout? Ja. So, ek het, maar mense lees mos nou dit oor en oor terwyl jy nou skryf, en daar is tye wat ek dan gehuil het, jy weet nie van dan, maar wat ek kan nie glo om te sien weer. Maar terwyl 'n mens skryf, is dit nogals vreesaanjaend, jy weet as jy weet, hierdie volgende oomblik is nou 'n emosionele ding. Die waarde daarvan om dit te voel, weer te voel, is natuurlik nie lekker nie, maar die waarde daarvan is, jy kan presies neerpen wat die ervaring is. Verstaan? Jy kan self besef nie. Ja, jy kan presies sê, die volgende oomblik trek my bors toe, kan ek nie asem kry en toe voel dit vir my die mure sak op my in. Jy weet op wat ook al, verstaan. So jy kan presies daai ding weergee. En mense, die leser is slim, nee, so die leser, jy kan nie, die leser sal weet dat jy die waarheid praat. So hoe meer natuurlijk en authentiek daai ervaring beskryf, hoe beter vir die leser homself ook daarmee te identifiseer. So ja, maar sommige, maar dis een van die redes, miskien om het ook te sê, moenie onmiddellik na die ervaring probeer eens om dit te skryf, want jy kan jouself net in so vat en dan moet maar eers 'n verwerkingsproses doen. Nou weet ek nou nie wat jy nou hierop geantwoord nie, maar my vraag nou is, Juliana, as jy dink aan jou jonger self, so voor jou kinders gebore is, daai Juliana, wat sou sy van jou boek dink? Wat sou sy daarvan gesê het as sy dit nou gelees het? Dis 'n interessante vraag, dis 'n baie goeie vraag. Ek dink sy sou trots gewees het. Ja, dink so. Ek dink sy sou gesê, "Sjoe, het ek hierdie beleef en dit oorleef?" Ja, sy sou nogals. Dis 'n baie goeie vraag, want
ek dink as 'n mens by die punt kan kom wat jy na jouself kyk in jou lewe en wat jy moes hanteer, Mm. en 'n mens kan compassion hê vir daai mens, deernis hê vir daai mens, wat nou jy is, maar die jonger jy is, wat deur daai goed gegaan het, en aan die ander kant uitgekom het, dan dink ek, dan sou 'n groot proses wat plaasgevind het. Jy weet, en dis groot afhandelingsproses wat plaasgevind het. So ja, so as ek nou kyk na daai jonger ek, dan ek kry baie jammer. My word, ek kry baie jammer, daar's nog 'n pad. So onskuldig. Yes, daar's 'n pad wat voor lê. Maar dat sy kan weet, sy gaan okay wees op die ou einde. It's not Ja. gonna be easy, but ja. Ja, en dan soort van dalk net te sê, yes, jy het dit gedoen, jy het werklik aan die ander kant uitgekom. Want my oudste seun het nou eendag nog as opmerking gemaak, hy het gesê, oor my en nog en Vanus sy pa, hy het gesê, julle het nie net survive nie, julle het gevraai. Wow. Maar jy sien, dit was 'n keuse. Ja. En want ek het baie lank getreur oor my dogter, maar dit was, ek het op die einde besluit, ek mis dit om joy te hê in my lewe. Joy te hê, ja. Ja. So dit was 'n keuse om weer gelukkig te wees weer. So ja, so ek dink ek is vir haar baie jammer, maar ek weet ook, sy sal trots wees. Ja. Ja, dis mooi. Dis baie mooi. Goed gesê en ek wil nou eintlik terugspring na jou tegniese opmerking, want dit het nou nogal vir my baie vrae by my op laat kom. Die manuskripontwikkelaar wat jy Ja. gesê het. Is daar actually sulke mense? Ja, daar's heelwat. En daar's baie goeies. Jy betaal natuurlik, maar as jy jou manuskrip vir iemand sou stuur, dan lees hulle dit en van hulle, ek het nou hierdie dalk ken, so sy het net 'n paar notas my, maar sommige is baie deeglik en jy kry volledige verslag terug. Van hoe jy die struktuur moet verander, wat 'n storie moet dalk hier kom, eerste, tweede, derde, Ja. hele strukture uitleg eintlik van Ja, hulle sal hoe dit sê benader. byvoorbeeld, ek het nou my nuwe manuskrip ek vir 'n vriendin van my gesê wat 'n uitgewer is. Want 'n mens, jy moet maar jou leser sê, jou weet alles 'n vriendin wat net kan saam lees en sê ek hierdie werk. En sy het teruggekom en vir my gesê jou eerste hoofstuk werk glad. Soos hy nou is of My nuwe manuskrip, ja, Okay. die nuwe boek van my. ja. Ja, ek het net gestuur dat ek net daar raad kon kry. Ek wou net hoor wat haar gevoel is oor dit. En toe sê sy die Ja. res werk, maar jou eerste hoofstuk werk nie. En Okay. toe het sy 'n ander hoofstuk van my gevat en hom geskuif in die eerste hoofstuk en vir my gewys as ek vervolg, jy weet hoe hy dan gaan werk. So dis wat 'n mens nodig het. Jy het partykeer net 'n ander oog nodig. Weet, die enigste ander persoon wat my manuskrip mag lees is my man en hy het ook vir my gesê jy sal meer hier moet verduidelik. Jy weet, so Yes. dat mense dan so vasgevang en jy sien later nie. So ja, daar's manuskripontwikkelaars, hulle lees, hulle gee vir jou verslag en hulle sal byvoorbeeld vir jou iets sê soos jy eerste verwerk nie, of hulle sal sê daai persoon se stem klink te veel soos die ander stemme. Hy moet 'n unieke stem hê, of hulle sal sê daai maak nie sin nie, of jou tydlyn is heeltemal uit, of jy weet wat ook al. Wat ook Maar al, ja. Wel die risiko is, sê dit maar iemand wat so baie na aan jou is, sê nou iets en jy dink nog steeds nee, maar ek hou van daai eerste hoofstuk of nee, maar ek wil nie meer verduidelik nie want die persoon moet nou tussen die lyne lees. Ja, dan is dit seker 'n triekie situasie as jy nou nie hulle Dit raad is. volg nie, maar Ja, dit is so. Maar as 'n mens, daar is sekere goed wat jy nie hoef te verander as jy sterk daaroor voel nie. Maar as seker goed, want toe ek daai sien wat sy toe voorstel, besef ek sy is heeltemal, jy weet. ja. So
Natuurlik is die proses van publikasie is wanneer jou manuskrip aanvaar word, het daar al klomp goed gebeur. Met ander woorde, jou manuskrip word ingestuur, jou uitgewer lees dit, sy sê, okay, hy sê hy het potensiaal of nie, maar goed, kom ons stuur hom en dan kry 3 ander mense ook by 'n manuskrip. En dis gewoonlik skrywers of mense wat gewoonlik skrywer. En hulle lees dit ook en dan kom hulle terug en dan sê hulle nee, dit werk glad nie. En of ja, dit werk, maar hier is 'n groot klomp. Weet. En dan kry jy weer 'n manuskrip en dan moet jy al die goed van regmaak en verander en alles. So dis 'n lang proses. Maar ek dink tog, daai lang proses is nou baie slep en ek het sommer dadelik gedink, ag, dis nie 'n lekker proses nie, maar ek dink is ook iets wat afstand tussen jou en daai storie skep, want naderhand het jy dalk 'n aversie ook om die hoeveelste keer hierdie hoofstuk te lees. En Ja, dit is so. Jy's reg, dit doen. En kyk, en daar gaan baie werk in natuurlik om dit reg te kry. So daar kan nie 'n spel van toegelaat word nie, niks nie. So dit help 'n mens ook om as jy hom terugkry byvoorbeeld en jy moet nou die foute regmaak en so aan, om weer na jou eie werk te kyk en te dink, nee, daai sin klink nie reg. Weet, en ek wil meer vir die insit en inkleer en so. So dit is baie belangrik. Ja. Dan het ek gewonder oor iets soos 'n skrywersgroep. Nou ek is hier in Pretoria, hulle deel van 'n skrywersgroep en ek voel dit help my baie en dis net daar jy weet hulle is eintlik positief ingestel, almal cheer mekaar aan en hulle sal baie min vir jou eintlik sê oor daai werk nie of ons verstaan nie wat jy sê nie, alhoewel hulle al baie keer vir my gesê het oor my gedigte veral. Nee, wat bedoel jy? Maar is jy daar betrokke by so 'n groep? Ek weet Stephen King het hierdie een boek, Stephen King on Writing, waar hy skryf, bly weg van sulke groepe, want juis, hulle cheer jou net aan, hulle is gee nie eintlik waarde met wat is nie reg nie. Toe wonder ek, hoe voel jy daaroor en is jy deel van so 'n groep? Nee, ek is nie. Ek is wel in 'n boekklub. Maar ons oor boeke praat en so met my baie waardevol is, maar nee, ek is nie deel van 'n skryfgroep nie. Nee. Maar 'n boekklub self is ook baie waardevol. Ek is nou nie deel van een vriendin van my is nogal en ja, net wat mense, soos jy nou sê, mense lees ander goed in jou eie boek raak of wat jy eintlik nie bedoel het met die hooftema wees nie. Ja. En net so leer jy ook verskillende lesers se insaag in ander boeke en kan jy dit in jou eie boeke toepas. Ek dink dit is tog ook vir jou skryfstyl en vir jou kuns, jou skryfkuns is dit waardevol. Ja, en natuurlik, skrywers sal vir jou sê, die belangrikste ding is om te lees. Weet, is om baie te lees. Ja. So jy, ek weet, as ek skryf, ek lees vir beter. En dis nie om mes copy nuts, dis nie, dit mes kom, daar mes gaan in 'n spasie in, Yes. waar idees rondwarrel, jy weet, as jy begin lees, en jy lees met 'n ingesteldheid om te leer, jy weet, en dan skielik, terwyl jy hier lees, jy kry net 'n gedagte van, en dit het niks met die storie goed, met die wat jy lees nie, maar jy kry, ek moet onthou, ek moet daai ding daar gaan inskryf, weet, en dan, so, lees is die belangrikste, daar is skryf, en hulle is jou baie sterk meer gevestigde, lang literêre skrywers. Hulle sal vir jou sê, hulle praat nie oor hulle stories. Ja, hulle praat, hulle voel dis 'n energie wat jy hou. Okay. Maar hulle sal ook 'n leser hê. Soos byvoorbeeld, ek weet nie of ek iemand se naam mag neem nie. Soos Ingrid Winterbank, wat ek meen, ons grootste literêre skrywer, een van ons grootste literêre skrywers. Haar man was haar leser, haar eerste leser. En hy is myself, maar hy was haar eerste leser. En sy hou haar, sy bly in daai storie babbel, weet sy praat nie. Want ek dink is amper soos
Ek dink jy het nou gesê dis soos 'n baba en dis amper soos wanneer jy swanger is en dis daai nog vroeë tyd dat jy amper sê nee, maar as iemand nou nie reg reageer nie, dan gaan dit nou 'n bad aura wees of dit gaan of 'n bad omen wees dat 'n mens dit ook vir jouself hou vir al daai eerste paar weke en dalk die eerste maand selfs. So ek dink gaan dan nie vereenselwig. Ja. So ek praat ook nie oor my storie nie. Ek sal nie eens ek praat nie. So ek moet nie vra waaroor gaan die fiksieboek nie. Ek kan sê ek gaan vir jou een sin sê met dit gaan oor ma en dogter verhouding. Maar oor geslag verstaan. Die dogter wat dan by die ma is. Net so laat my dadelik aan ek wil nou net ook nie spoil nie, maar wonderlik, ek sien uit. Jy sê dit gaan darm nog hierdie jaar uitkom, sê. Nee, hy sal seker volgende jaar uitkom, maar hy moet nog eers aanvaar word. So dis Okay, ons hou duim vas. Dis 'n En pad. dan Juliana, baie dankie vir jou tyd en as ons kan afsluit met as jy hierdie sin vir my kan voltooi. Wat sê ek moes hierdie storie skryf want Nou in retrospek, doen jy dit? ja. Ek besef dit is so 'n moeilike vraag nie, nê? Ja, maar dit is 'n baie goeie vraag, want dit is die eerste keer dat ek so moet dink daaroor. Want dit is meer as net vrede maak. Wel, vrede maak is een van die. Ek moes hierdie storie skryf want ek moes vrede maak. Maar as iets anders, dis amper, ek moes hierdie storie skryf want ek moes myself sien. Ek moes myself hoor. Ja, ek moes voor myself te staan. Ek moes deur baie vrees baie. En dit op sigself was al 'n groot oorwinning vir my. Ek moes hierdie storie skryf want ek wou groei. Ek wou meer wees as net my storie. Ek hou van hierdie vraag en ek sal hom onthou. Dis 'n baie goeie vraag want dit laat mense rarig dink. Nie net oor, jy weet dit is maklik om te antwoord eintlik. Ek moes hierdie storie skryf want ek wou skryf of wat. Ja, maar as jy nou regtig weet ek wil antwoord, eerlik wil antwoord en dit is wat ek so waardeer. En dankie dat jy tyd gevat het om regtig diep nou te delf en jy het regtig baie mooi geantwoord. Ek is voel 'n bietjie aangedaan. En ek waardeer dit regtig baie. Ja, dis 'n groot plesier. Dit was vir so lekker om jou te gesels. Regtig. Dis lekker om sulke nuwe verfrissende vrae te kry. Ja. Ja, ek dink jy het eintlik heelwat onderhoude, veral net as die boek nou net uitkom, dan kan dit nogal oorweldig wees seker. Dit is nog, dit is nog as mens gaan deur baie gesprekke en onderhoude en so aan. En ek kry nou nie meer eintlik so baie onderhoude oor bloedvriend. Jy verstaan, so is nou weer vir my lekker om terug te gaan daarna toe. En eintlik te kyk, hoe het my pad van my skryf en waardeur is dit? En ek kan vir jou regtig sê, ek dink bloedvriend se een belangrike rol wat hy vervul het op my lewe was om my vrese in die oë te kyk. In die ore te kyk. Ja. En Baie dankie vir jou. Dis 'n groot Ek wens jy 'n plesier. rustige aand verder. Saam met jou man voor die kookpotte met 'n glas wyn. Dankie. Ja, sien ek uit. Geniet. Die doel van hierdie potgooi reeks is om bewustheid te skep vir die belangrikheid daarvan om jou eie storie te onthou en op te skryf vir jouself en vir jou nageslag. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van Memoir Books. Hierdie boeke help ouers en weermagveterane om hul stories op te skryf vir hul nageslag. Ek wil asseblief vra dat wanneer jy hierdie potgooi reeks geniet en daarna luister, om dit ook dan te like of te volg en te deel of te share. En op daardie manier kan ons
kan ons hande net sterker gemaak word aan hierdie kant.